Sy, môre almal. Dan sy baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n voorreg om weer hier by mekaar te kan wees. Lekker warm en snoesig langs mekaar te sit en net die Here se liefde te ervaar hier tussen ons en weet ek om hoor wat hy vir ons vandag te sê het. Dit is so lekker om julle almal te hoor en te sien en die opgewonde gesprekke. Dit voel vir my net ons weet ons is 'n familie wat hier is en dit is hoekom ons so lekker kan gesels. Nou ja, kom ons staan op en dan sing ons die eerste liedjie, Leeu van Juda. Dan sing julle saam met ons. Sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, wil die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, sterke leeu van Juda. Jesus, vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, 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 U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U, gaan alles net oor U, gaan alles net oor U. Sy, dankie julle kan sit. Sy, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het vandag 'n baie spesiale gas wat by ons kom preek en vir ons die woord gaan bedien en ek weet hy's baie naby aan baie van ons harte en ek weet ons het al soveel dinge saam deurgemaak daarin en dit is net wonderlik om jou weer vandag hier te hê. Baie dankie. Nou ja, die eerste ding is vandag, Mia, dis jou werkie, kom. Waar is al die verjaarsdagmaatjies van die week? Eerstens Liam Maree, waar is jy? Ek het julle gesien, julle ingekom het. Daar sit hy, daar sit Liam, gaan gee vir hom sy verjaarsdag chocolate. Geluk met jou verjaarsdag, Liam. Sy, en dan, die volgende ene is Nienke Oosthuizen. Waar is Nienke? Ons het gister so lekker vir haar gesing, daar toe ons worsbroodjies verkoop het. Ek dink jy het baie lekker verjaar, nee, sussie? Lekker verjaar, daar is sy. Baie geluk met jou verjaarsdag. En dan Peyton van Vollenhoven, is sy vandag hier so by ons? Ek sal haar chocolate vir haar hou. Ek
ek sal seker maak niemand anders eet hom nie. Ja, baie geluk met julle verjaarsdag. Dit is regtig so spesiaal om te weet dat jy nog 'n dag jou oogies kan oopmaak om vir liewe Jesus te kan werk. So, dit is so 'n voorreg. Dan net gou 'n afkondigingkie vir die musiekbediening. Soos ek gesê het, julle moet asseblief uitreik na Dawid toe, hy gaan vir julle allerhande nuwe skills leer. Weet as jy wil die klank kom meng, of as jy wil kom sound engineering doen, is baie groot woorde, maar dis nie so complicated nie. As jy net 'n kabel kan inplak, as jy 'n kombuisklokkie kan lei, dan kan jy 'n instrument speel. As jy kan sing, dan kan jy kom join. Kom join in ons journey, saam met die musiekspan, hoe ons groei en hoe ons saam die Here loof en prys. En weet jy wat is so lekker? As jy by mekaar kom op 'n donderdag en ons weet nog nie eintlik wat die preektema is nie. En ons kom op 'n Sondag hier by mekaar en die Here bring alles by mekaar. Die liedjies wat ons gekies het, pas en som die preek vir ons so mooi op. En dit, weet ons, is die werk van die Here. En dit is so lekker om deel te wees van daai journey, om daai klein goedjies te sien wat die Here sy hand in het. So kom join ons in ons journey, in die musiekspan, as jy voel jy's lus vir ietsie nuuts. Dan ietsie lekkers vir die youth. Dit is Vrydag aand ons eerste youth night. Nou in Suid-Afrika het ons dit 'n koffiekroeg genoem, ek weet hier noem julle dit 'n youth night. So ons het ons advertensie uitgesit, dit gaan 6:30 hierso onder in hierdie Faranui saal wees. En ek wil hê jy moet al jou maatjies saambring. Ons gaan 'n lekker ken mekaar hê, ons gaan lekker games speel, en ons gaan sommer net lekker saam kuier as kinders van die Here. So bring al jou maatjies saam. Ons wil groot pret hê en ons wil weet julle is almal daar wat julle lekker saam kan kuier. So bring jou maatjies saam. Dan wil ons net sê op 'n Sondagoggend het ons 'n bidkamer. Tannie Susan, die bidkamer is daaronder. Net langs die staafroom, okay. Langs die personeelkamer waar ons koffie het, is daar 'n bidkamer. So as jy so 'n bietjie vroeër in die oggend hier is en jy voel, jy weet jy wil net 'n bietjie bid en ons bid vir die mense wat op ons gebedslys is en ons bid vir jy weet ons lief en leed en ons bid sommer net vir die diens en vir al die dinge van die week. Weet, dan kom join ons in die oggend daar, net voor die diens. Dan bid ons almal sommer lekker saam. En dan voor ons aangaan na die volgende liedjies is net, daar is nie vandag jeugbediening nie. As jy 7 jaar en jonger is, dan het jy 'n activity pack gekry en dan kan jy of by jou mamma sit en lekker activities saam doen of jy kan ook luister vir die preek of jy kan daar agter, daar's 'n tafel wat ons ook daar so lekker vir die kleintjies uitgesit het. So dan kan julle activity packs doen. Daar's hy. En dit is van my. Nou is dit tyd vir die offergawe. Kom ons gee 'n bietjie vir die Here terug wat hy ons soveel meer bless. Goeiemôre almal. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie offergawes. Dankie ook vir die seëninge wat U vir ons gegee het gister met die geldinsameling met die worsbroodjie verkope. Dankie vir elkeen se bydrae. En ons weet ook dat hierdie geld
nie vir ons is nie, maar dat ons dit aanwend tot eer en verheerliking van u koninkryk. Amen. Dan sê goeiemôre julle almal. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit Psalm 62 vanaf vers 6 tot 9. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, my God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in sy wonderlike naam. Die naam bo alle name. Die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all kings, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for thy sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been
have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Soos 'n wolk spook wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. U is my vriend en U is my Vader, U is my koning en my Heer. Ek min U meer as enig ander en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. Here Jesus, vanoggend toe ek stilte tyd hou, toe gee U vir my die woorde waar U is ons voorloper. U is my voorloper en U is die voorloper van die Hibiscus Coast gemeente. U loop ons vooruit, almagtige God, en dit beteken ons volg U, Here Jesus Christus. U was al klaar vanoggend in my sitkamer gewees, nog voor ek al ingestap het, en U was al klaar hier gewees, nog voor hulle oopgesluit het hier vanoggend, almagtige God. Here, ons eer U vir alles wat U vir ons doen, almagtige God. Ons is baie, baie lief vir U, Here Jesus. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend. Dankie dat U ons wakker gemaak het, Here. Dankie vir gesondheid, Here Jesus. Dankie vir 'n goeie nagrus gisterand. Dankie vir familie. Dankie vir liefde en vir vrede in ons harte, Here. Here, ek bid ook vir Dominee Dani vanoggend. Ek bid dat U kragtig deur hom sal praat vanoggend, Here Jesus, dat elke woord
van u hart af kom, Here. Elke liewe woord, elke hand wat in die lug opgaan, elke emosie van u hart af kom, Here Jesus. Ons wil graag hoor, wat is op u hart vanoggend, Here Jesus Christus. Here, dit is vir ons 'n groot voorreg, Here Jesus, om voor u te kom stil word vanoggend. Ons begin vandag in u groot en almagtige naam. Amen. As julle kom maar sit. Okay, so ek wil julle net so vinnig voorstel aan Dominee Dani. Ek is seker julle, die meeste van julle ken hom. Maar as julle hom nou nie ken nie, hy is Dominee Dani, hy kom oorspronklik van, ons almal kom van Suid-Afrika af, maar hy kom oorspronklik van Blanco af, hy was daar in die gemeente in Blanco gewees, en dan voor dit, net na dit, voor vandag, kom hy van North Shore gemeente af. So hy was daar gewees vir, hoeveel jaar is dit? 18 jaar daar gewees. So dit is vir ons 'n groot voorreg om hom hier te hê, ons het hom genooi, en hy was ingewillig gewees om vir ons 'n boodskap te bring. Nou, Dominee Dani gaan vir ons die boodskap bring, maar ook die bevestiging van my en Ludik. So, welkom, Dominee Dani. Goeiemôre julle almal. Dit is absoluut 'n groot voorreg vir my om hier te wees en 'n klomp bekende gesigte te sien. Dit maak dit natuurlik vir my ook baie makliker, want julle verstaan, deesdae is ek baie beter in die kombuis, want ek was 2 keer 'n week is ek 'n kitchen hand, daarom om nou weer in hierdie posisie te wees, was ek lanklaas in. As ek so 'n bietjie bewerig voel of bewerig oorkom, dan is dit heeltemal te verstaanbaar. Terwyl ek daar sit, dink ek weet nie hoekom ek vanmôre daar gedink het nie, ek was baie jare gelede in Vryserburg in die Klein Karoo. Maar wat Vryserburg wonderlik maak, jy weet, as jy nou later in die preek so 'n bietjie vervelig raak, dan tel jy die orrelpype. Ek dink as 68 van hulle. Nou ek onthou toe ek daar sit, dan werk jy om so eers van links af na regs toe, van regs af links toe, en dan weer van die middel af regs toe, en van die middel af links toe, en dan werk jy om alles so uit. Dan tel jy die boonste deeltjies, en dan tel jy die voetstukkies. Nou ek hoop dit sal vanmôre so wees nie. As dit gebeur, moet julle daai blare op daai boom af begin tel. Ek het gedink is 'n baie goeie alternatief om hierdie geleentheid hier te wees. Maar baie dankie vir die voorreg. Dit is my absolute baie groot onbeskryflike voorreg om vanmôre hier te kan wees. Eerstens om die Here se woord te bedien. Tweedens om julle 2 plaaslik geordende leraars te kan bevestig. Ons gaan daarmee begin vanmôre. Dis 'n groot geleentheid, want op die 4de Mei het die gemeenteraad, die leiers van die gemeente, het vir Jan en vir Ludik soort van aan die gemeente voorgestel as toekomstige leiers. Ons noem hulle plaaslik geordende leraars, wat dan aan hulle die bevoegdheid gee, nie net om die woord te bedien nie. Die woord bly altyd die primêre saak, maar ook om die sakramente te bedien, bevoegdheid. En op die 18de Mei, 2 weke daarna, is hulle aan die gemeente voorgestel of voorgelê, en die gemeente het hulle goedgekeur. En nou 2 weke daarna, Mei is 'n lekker lang maand, met baie Sondae, het ons nou die geleentheid om hulle vanmôre formeel of amptelik te kan bevestig. Dit is 'n groot voorreg, ook vir julle as gemeente, om julle leiers op hierdie manier te kan ontvang. Nou so 'n bietjie agtergrond, voordat ons daarby kom. Julle ken nou al 2 die leiers, julle het ingestem vir hulle. Jan het sy studies 'n klomp jare gelede begin by Laidlaw se Bible College. Daar het hy dit gedoen, 'n graad behaal, en hy tans besig met die Veritas opleiding, vir verder opleiding. Dis deesdae, julle weet, in enige beroep. Maak nie saak wat jy doen nie, jy het ontwikkeling nodig in jou beroep. Daarom is dit altyd goed, selfs
vir bedienaars van die woord om aktief so besig te bly met opleiding. En nou is hy en Ludik saam hier as bedienaars. Jan het al in 2000, sal 'n hele tydjie terug, het hy 'n lid van die ACK op North Shore geword. Hulle is al 'n klompie jare hier. Jan sê ook in 2009. Dis interessant, mens kan 'n lidmaat wees, maar sonder dat jou hart aan die Here Jesus behoort. Eers in 2009 het hy sy lewe met die Here Jesus reggemaak. Het hy hom leer ken. En daai tyd is hy in 2013 as die youth pastor by North Shore aangestel. Verskeie kere, maar soos hulle beide, Ludik ook die afgelope tyd saam met Jan al in Taupo, Christchurch, Howick, Pukekohe, ander gemeentes van Garey ensovoorts gepreek. En verlede jaar is hulle beide aangestel die 3de Maart op North Shore as predikers en op 12 Januarie verjaar het hulle dienste dan ook hier begin by Hibiscus Coast. Ludik het in 2008 sy studies begin by 'n kweekskool in Suid-Afrika en 2012 tot 23, tot so 2 jaar terug, het hy 'n bediening in Suid-Afrika gehad en toe het hulle Nieu-Seeland toe gekom. Nou, hy is ook besig met sy verdere teologiese opleiding dieselfde en dis baie goed vir beide van julle. Dis so 'n bietjie agtergrond van wie julle ook as leiers dan aangestel het. Nou reeds het ek gesê dat die datums van die 4de Mei, die 18de Mei, dis historiese geleenthede julle kan dink. Die gemeente is ook besig om sy eie geskiedenis te skryf in daai opsig. En nou vanmôre het ons die wonderlike voorreg om hulle ook te kan orden en dan ook te bevestig. Dis 'n groot voorreg. Nou, ek wil graag vra Jan en Ludik, sal julle asseblief ook hier net na vore kom, om dan op 4 altyd baie belangrike vrae te antwoord. Die eerste is, Jan en Ludik, is jy daarvan oortuig dat dit God self is wat jou tot hierdie bediening geroep het? Die tweede is, aanvaar jy ook die Ou en Nuwe Testament, dis wat ons nou maar sê, die Bybel, as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing. Hoe mens aan ander jouself ook verstaan, dis soos verlossing werk. En verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd is. Die derde vraagie is, beloof jy om die Here getrou te dien met jou hele lewe en om met jou diens, wat jy ook al doen, dit in vertroulikheid te kan beoefen. Dan die laaste vraagie is, onderwerp jy jouself aan die kerklike opsig en tug. Dit beteken maar in eenvoudige woorde, as ons iets verkeerd doen, en dit is 'n menslike ding, dat jy ook reggehelp kan word. Dis 'n mooi ding. Wat is julle antwoord, Ludik? Wat is jou antwoord? Jan, jou antwoord? Goed, ons is dankbaar, julle kan hierop antwoord. Gemeente, ek weet nie wat se vraag ek vir julle moet vra nie, maar miskien moet ek net vra, aanvaar julle ook die leiers wat julle voorgestel het, wat vanmôre hier staan, dat julle hulle graag ook wil sien in die rol van bedienaars van die woord. Wat is julle antwoord daarop? Baie dankie. Ek dink, vriende, om dit so te kan doen, wil ek die gemeenteraad oproep om saam, ons gaan al die hande oplê, die gemeenteraad en enige iemand wat saam vanmôre dit ook wil doen. Miskien is julle gesinne hierso, of julle sal bly wees as julle gesinslede of wie ook al. Ansel, jy is welkom saam met jou gesin. Esmerie, jy is ook welkom met jou gesin as julle dit so wil doen. Want mense is maar betrokke met jou hele gesin by die storie van die bediening.
Ja, dit is 'n groot voorreg. Dit is 'n groot voorreg om julle ook so te kan ontvang, om julle in gebed aan die Here toe te vertrou as geroepenes. En kom ons bid vir hulle saam. Ons kan hulle die hande oplê, hande op hulle sit, almal 'n kans kry om dit te kan doen. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sonder enige twyfel, sonder dat iets ons verhinder, ons kan dit in vryheid doen, ons kon dit ook doen in die geloof, dat U wat hierdie twee manne geroep het ook hulle pad bevestig tot hier. En nou wil ons bid, dat die genade van ons Here Jesus Christus, daardie genade waarvan ons, wat ons so nodig het in ons lewe, daai genade wat ons in ons lewe elke dag, elke oomblik wil hê, dat daardie genade van ons Here Jesus oor hulle sal wees. Ons bid dat U hulle sal toerus, dat U hulle sal inspireer deur die Heilige Gees. Die Gees wat Christus uit die doodheid laat opstaan het. U Gees wat heers in die harte en die lewens van U kinders. Ons bid, Here, dat U ook hulle lewens sal gebruik, sodat hulle ook hierdie gemeente kan lei. Ons bid ook vir hulle gesinne. Bid ook vir die verantwoordelikhede, Here, wat hulle as huisgesinne moet hê. Ook baie keer die verantwoordelikheid en self in 'n goeie sin die las van die gemeente, om vir hulle te bid en in te tree en in te staan, te vertroos, te help, leiding te gee, sommer net 'n oor te wees en om te verstaan. Here, vanmôre bid ons ook vir die leiers van die gemeente. Dankie vir hulle, dankie dat U hulle ook geroep het. Ons bid dat hulle ook in wysheid vir die pad vorentoe regte besluite sal neem, in die regte gesindheid die gemeente sal lei, ook sal kyk na hulle leiers. Ons vra asseblief U seën op elkeen vanmôre hier, ook oor die gemeente, Here. Ek bid U bloed oor die gemeente, dat U elke gemeentelid, elkeen wat vanmôre hier by hierdie erediens is, dat U elkeen sal seën en U hand oor elkeen sal hou. Dankie dat ons nou vir hulle kan toevertrou aan U. Dankie dat U hulle geroep het. En ons vra dat U ook nou met hulle die pad sal stap. In Jesus naam. En ons almal sê, Amen. Vriende, ek wil nou vanmôre die woord met julle kom deel uit twee skrifgedeeltes. Een is uit Timoteus uit en die ander is uit Korintiërs uit. Timoteus en Korintiërs. Met die tema, sou nou 'n tema moet hê, dan sou dit wees ons lewenspraat. Met ons lewenspraat. Dit is 'n eenvoudige tema, maar tog met 'n groot stuk inhoud. Die eerste gedeelte wat ons gaan na kyk is die gedeelte uit Timoteus uit. Timoteus, ek dink dit kom op die skerm, né? Julle gaan hom sien. 1 Timoteus 1 vanaf vers 20 of tot 20. En dan 'n kort gedeeltjie uit 2 Korintiërs 3. Kom ons begin met Timoteus, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus,
ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Wonderlik, julle is vanmôre ook in die fotum gegroet in die naam van die drie-enige God. So 'n wonderlike seën. Daai seën moet ons nooit miskyk nie. En dan kom hy en dan gee hy vir hom 'n klompie waarskuwings. Interessant hoe hy werk. Ek sal dit nou ook nou verduidelik, want Timoteus moet nou 'n gemeente lei en hy's nou jonk en Paulus het baie ervaring en Paulus wil hy dit wat hy geleer het, wil hy vir hom 'n paar, kom ek sê, wenke gee. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei en jy moet hulle verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle selfversekerd praat nie. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n Mens moet onthou dat die wet nie net vir wetsgehoorsaames bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet in orde steur nie. Goddeloses en sondaars. Mense sonder vader of moeder, die wat doodmaak, moordenaars, ontuchtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Teenoor Christus Jesus, ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Ons ken almal die verhaal van Paulus. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Dis die diensbaarheid of die nederigheid wat 'n leier van 'n gemeente altyd moet weet. Wat vir ander geld vir hom ook, of vir haar. As ander val, kan jy ook val. Kom ons kyk na die ander kort gedeeltjie uit 2 Korintiërs uit, 2 Korintiërs 3. Paar verse wat daar staan. Het gaan ook oor bedienaars. Begin ons weer self aanprys. Of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is selfs ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is. Deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit nie omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom uit God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees.
Die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Ek wil tog 'n paar inleidende opmerkings maak. Ons moet verstaan dat Paulus, wanneer hy skryf hy hierdie brief nou aan Timoteus. En Timoteus is 'n jong man. Op hierdie stadium is hy leier van die kerk in Efese. Hy is jonk en daarom is dit nie vir hom maklik om 'n gemeente net te lei nie. Veral wanneer jy jonk is en jy het ouer mense in die gemeente. Dit is nooit maklik nie. Julle weet mos self, as jy by 'n werk is en iemand is ouer, jy het baie respek vir daai persoon, wanneer daar iets verkeerd gaan of iets reg is dit baie moeilik om ouer mense altyd te help of reg te wys. En nou het hy leiding nodig. En Paulus se bedoeling is dat wanneer hy hierdie brief skryf, dan wil hy juis vir leiers en vir amptdraers toerus om die moeilike werk wat hulle het, en gemeentewerk is nie maklik nie, om hulle daarmee te kan help en te begelei. Daarom word die brief van Timoteus word ook 'n pastorale brief genoem. Julle weet 'n pastorale brief, as jy pastoraal met mense is, jy gaan sit met mense, jy hoor hulle saak, jy luister dit, jy bid saam met hulle. Jy het baie keer nie vir hulle raad nie, maar jy's daar, jy's 'n oor om te kan hoor. En nou spring Paulus weg om sommer aan Timoteus 'n paar praktiese wenke te gee, 'n paar tips. Die eerste tip wat hy vir hom gee is, Timoteus, in die gemeente moet jy altyd lig loop vir mense wat vals optree. Vals optree. Diegene wat twisgesprekke, daar is altyd mense wat wil praatjies maak in 'n gemeente. As jy wil koffie drink, dan wil hulle altyd oor 'n paar ander issues praat. Timoteus, die eerste tip is, wees versigtig vir hulle. Die tweede wenk wat hy wil gee is, wees op die uitkyk vir mense wat heeltyd die reëlboek, die wetboek wil uithaal. Wil sê, luister, nee, jy moet dit eintlik nie so doen nie. As jy nou vanmôre preek, moes jy 'n das gedra het. Die wetboek sê, jy moet dit so doen. Of jy mag nie hierdie baadjie dra nie. Of jy moenie met daai soort skoene hier rondloop nie. Hy sê, dit gebeur in 'n gemeente. Mense wil dikwels die wetboek uithaal, maar self dra hulle nie daai soort baadjie nie. Hulle dra nie daai soort das nie. Hulle dra ook nie daai soort skoene waarna hulle verwys nie. Hulle wil iets toepas op jou wat hulle self nie eers doen nie. 'n derde wenk wat hy wil gee is, Timoteus, leef die gesonde leer uit. In eenvoudige woorde, volg die voorbeeld van die Here Jesus na. Kyk na die Here Jesus. Die Here Jesus is jou voorbeeld, nie mense nie. Mense is goed, mense kan wat doen, maar Jesus is die voorbeeld. Die vierde wenk is met Timoteus. Jy moet self 'n voorbeeld wees. Jy moet 'n voorbeeld wees, sodat die wêreld ook kan sien, dat die Here Jesus in jou lewe, dat jou lewe, jou woorde, jou gedagtes, hoe jy optree, is anders as die rondom jou. Onthou weer, vriende, hierdie is 'n praktiese boek. Dis eintlik wat ons kan sê, 'n begeleidingsbrief. 'n pastorale brief aan 'n jong leier wat graag sy roeping wil uitleef. Paulus sê vir Timoteus, jy moet een ding onthou, jy kan nie in isolasie leef nie. Niemand van ons kan in isolasie leef nie. Dis so waar. Dink maar aan jouself. Iewers leef ek en jy tussen ander mense. In ons huis is ons tussen ander mense. By die skool is ons tussen ander kinders. By die werk is ons ook tussen kollegas. By 'n vereniging waaraan ek behoort, of dit die skaakklub is, of die golfklub, ek is tussen mense. As ek van dans hou, dan dans ek saam met ander. As dit in my huislike lewe is, het ek te doen met ander, in my familie, in my vriendekring. As daar praatjies gepraat word, dan moet daar meer as 2 wees. As ek met die politiek te doen het, dan oorweeg ek die menings van ander, en ek bedink dit, en ek oorweeg dit, maar nooit
op my eie nie, nooit in isolasie nie. As ek by die kafee brood koop, dan is daar iemand anders. Of by die bank om 'n transaksie te doen, is ek by ander. Alles in ons lewe staan in noue verbintenis en kontak met mekaar. Eintlik maklik om te sê, my leefwyse of ons leefwyse moet so wees dat ons navolgers van die Here Jesus is op alle terreine, elke plek waar ons kontak maak met iemand. Die vraag is my lewe, is jou lewe geanker in die woord van God? Dra jou leefwyse en my leefwyse die seën van die Here Jesus uit. Dit wat ons van hom ontvang, kan mense dit sien. Kan hulle sien ons is nie net ontvangers nie, maar ons is ook uitgewers van dit wat ons kry. Is my naaste? Hoe naby kan dit kom as jou man of jou vrou of jou kind of jou pa of jou ma? Is hulle bewus dat daar seën op jou lewe is? Kom dit uit jou uit? Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei, sê die woord. Kom mense wat my pad kruis, of dit nou gereeld is, of net af en toe, kom hulle agter dat my lewe anders is. Is jou lewe geanker in God? Julle weet mense leefwyse praat. Jy hoef niks te sê nie. Maar mense se oë is elke dag op ons. Doen jy 'n transaksie, gooi jy petrol in, gaan betaal jy daarvoor by die counter? Mense se oë is op ons. Hulle ore hoor wat ons sê. Hulle sien hoe ons optree, hulle sien hoe ons reageer. Kom ek stel dit 'n bietjie anders. As jy op 'n afstand van jouself kan staan en jouself bekyk, soos ander ons bekyk. As jy nou daar kan staan en jy kyk jy na jouself, wat gaan jy van jouself sien? Wat sien jy van jouself? Hou jy van wat jy sien? Hou jy van wat jy hoor, as jy na jouself kyk en jouself hoor? Is jou leefwyse vir jouself aantreklik? Is dit lekker om jouself te kyk en die mooi van jouself raak te sien? En as jy na jouself op die afstand kyk, dank jy vir God en sê, Here, dankie dat U in my lewe werk, dankie dat dit nie uit myself uitkom nie, maar dat dit 'n genadegawe is van U. Here, ek kan ook U werk in my lewe sien. Ek kan U werk in my lewe dank. Dankie Here, dat U my nie vergeet nie. Dankie dat U my nie afskryf nie. Dankie dat U vir my omgee. Dankie dat U vir my lief is. Julle weet vriende, as jy na jouself kyk, dan moet jy ook vir jouself vra, is my lewe 'n seën vir ander? Kan my lewe ander aanraak? Kan my lewe ander verryk? Kan my lewe ander herstel? Hulle lewe vir hulle beter maak? Kom daar uit my lewe 'n stuk barmhartigheid en vrede? Kom daar uit my lewe 'n bietjie versoening en regverdigheid en vreugde wat ek in die gemeenskap kan indra? Elkeen van ons word elke dag, eintlik vir baie ure elke dag blootgestel aan die gewone lewe daar buite. En dan word ons herinner aan die gebeure op Golgotha. Want Christus het ons vrygemaak. Christus het sy kinders vrygemaak om te kan kies. En wat kies ons? Ons kies liefde, en ons kies vreugde, en ons kies vrede, en ons kies vir geduld,
en vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en ons kies ook vir selfbeheersing. God se kinders kies vir die vrug van die Gees. En daarom mag ek hierdie seën wat die Here oor my lewe uitstort en uitgiet, mag ek tog nie vir myself hou nie, dis selfsugtig. Ons moet dit loslaat op mekaar, op ander. Daarom sê die woord in 1 Timoteus, hy het my die krag gegee en het my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Die Here, ons Here sê hy, het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. En weet julle wat sê 2 Korintiërs? Ons is volgens 2 Korintiërs mense wat 'n aangename geur versprei. Ons is die wierook. Die wierook wat Christus deur ons brand. Mense sien nie net nie, maar by wyse van sê, ruik hulle ruik ons gee ook 'n geur af. Ons is 'n lewensgeur wat lewe moet wek. En dan sê hy, daar's eintlik 4 dingetjies ook, wat ons lewe verkondig. Hy sê, as mense na ons kyk, dan sien hulle, leef ons die woord in opregtheid? Jy weet, is een ding om die woord te preek. Dis 'n maklike ding om met dominee te wees. Maklike ding. Jy sê vir mense, net dit wat hier staan. Net dit. Maar is dit opreg? Kom mense agter. En as jy 'n kind van die Here is, dat dit wat jy in die Bybel glo, is opreg. Jy glo dit met opregtheid. Is nie gefake nie. Is nie nagemaak nie. Is nie tweedehands nie. Dis eerstehands, is my belewenis. Christus Jesus het vir my gesterf. Hy het die prys vir my betaal. Dis die eerste ding. Ons lewe praat of ons die woord in opregtheid uitleef. Die tweede ding wat hy sê is, in verbondenheid met Christus, daar's 'n verbintenis. Dit wat ek sê en wat ek dink en wat ek doen, staan altyd in verband met Jesus. Ek het nie 2 lewens nie. Ek het nie 'n lewe daar in die kerk en 'n lewe in die werk nie. Ek het 1 lewe, my lewe voor God. Derde ding wat hy sê, God se kinders leef in opdrag van God. Opdrag, soos roeping. Roeping is 'n wonderlike ding. Nie tyd om vanmôre oor roeping te praat nie. 2 manne is geroep. Roeping is 'n ding, jy kan hom eintlik nie beskryf nie. Jy weet nie eintlik waar dit vandaan kom nie. Jy weet net, daar's iets op my lewe. Daar's iets op my lewe, ek kan nie daarvan wegkom nie. Die vierde ding is, jy leef jou lewe in verantwoordelikheid voor God. Ene is 'n groot ding om 'n kind van die Here te wees. As jy 'n kind van die Here is 'n groot ding, is nie 'n goedkoop ding nie. Dis 'n ding jy leef het altyd in verantwoordelikheid voor God. Maak nie saak waar jy is nie. Jan en Ludik, julle is God se aanbevelingsbriewe. Dis wat die Bybel sê. Julle is God se aanbevelingsbriewe aan die gemeente van die ACK Hibiscus Coast. Vir almal om te lees en vir almal om te verstaan. Die gemeenteraad, soos ons gesê het, het op daai Sondag die vrymoedigheid gehad om hierdie aanbevelingsbriewe voor die gemeente te lê. Die gemeente het die briewe gesien, hulle het dit verstaan, hulle het dit goedgekeur en gesê, yes, ons wil julle hê om ons te lei. Maar die baie belangrike ding is wat Paulus hier sê. Hierdie brief, hierdie aanbevelingsbrief, briewe, is nie net met ink geskryf nie. Is nie met ink geskryf nie. Ons kan al die kontrakte maak, kontrakte, teken dit, bevestig dit, pak dit weg. Dis meer as dit. Dis nie met ink geskryf nie, maar is met die bloed van die Here Jesus geskryf. Dis met die Gees van die Here geskryf,
Die Heilige Gees het met sy eie hand dit geskryf. Nie op die tablette nie. You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Ek weet nie wie van julle skryf nou eintlik briefies nie, mens skryf dit eintlik meer nie. Jy weet, ou dae het ons kaartjies geskryf. Die poskantoor het al ondergegaan daardeur, want hulle kry nie meer mense wat briefies skryf nie. Ons kommunikeer deur WhatsApp, e-mails, al die goedjies wat tekste. Maar wie het bly besonder as jy vir iemand 'n kaartjie skryf? Bly altyd besonder. Dis iets uit die hart uit. Dis nie iets wat jy forward nie. Jy stuur dit nie soos ons baie keer op ons mobiles kry. Is maar net 'n geforworde boodskapie. Mooi boodskap, baie great boodskap, maar is geforward. Dis nie uit die hart uit nie. Dis nie iemand wat net vir jou vanmôre sê, luister, ek bid vir jou nie. Hulle gestuur vir jou mooi ding oor gebede. Mooi ding van ander mense wat deur krisisse gaan. Maar dit beteken soveel meer as 'n ou vir my sê, my krisis, ek dink aan jou. Ek bid vir jou. Maar wie julle vriende, hierdie woord is God se geskrewe woord aan ons. Soos van die Bybelskrywers dikwels sê, ek het dit met my eie hand geskryf. Ingegee, en die Heilige Gees het dit bevestig. Die Heilige Gees het sy stempel hierop geplaas. Dis wat hy doen. Hy het julle geroep. En vriende, hierdie uitdrukking geld eintlik vir ons almal. Jy het al almal die gesegde gehoor. You may be the only Bible someone ever reads. Ons wees nou maar baie eerlik. As baie mense, selfs Christene wat nie eintlik meer die Bybel lees nie. Jy lees hom op jou foon. Dis ongeag daarvan, wat nie eens die Bybel aanraak meer nie. Wat eintlik nie meer Bybel lees nie. Of dit nou waar is, hulle lees hom nie. Maar hulle lees jou. Ek kry eintlik hoendervleis as ek daaroor dink. As ek nie die Bybel lees nie, dan weet ek vandag aan al daai koneksies waar ek nie in isolasie leef nie, gaan mense my lees. Hoeveel ouens het my vandag gelees by die werk as ek vanaand by die huis kom? Hoeveel ouens het my gelees? Elkeen. Elkeen. 'n Oom het vir my baie jare het my so getref, het bly nog altyd vir my, het my gesê, hy het so by 'n byeenkoms so sê, jy weet as hy so by die petrolpomp, baie tyd het die joggies dit vir jou ingegooi. Soos die mannetjie daai petrol so ingooi. En hy maak die klap so toe en hy kom om my, ons daai tyd so beld gedra met die geldsak, jy weet mos daai. En hy kom so by my en ek met my geld so vir hom gee. Dan lees hy my. Hy lees my gesindheid. Hy lees of ek iets gaan negatief sê oor hom. Of iets afbreekend, of gaan ek iets goed sê. Of gaan ek hom komplimenteer, of hoe gaan ek al wegry. Hy sê die oomblik as ek al wegry, dan is ek gelees. Vanmôre, Ludik en Jan, julle word gelees. Maar gemeente, jy word ook gelees. Elke kontak wat jy het, elke kontak ook met jou leraar, met jou leier, met mekaar, lees ons mekaar. Lees ons mekaar as aanbevelingsbriewe
Mag die Here die gemeente van Hibiscus Kou seën. Absoluut, absoluut seën. En mag dit waar wees dat die woorde van ek hou nogal van die vertaling van die Bybel vir almal. Bybel vir almal sê die goed in gewone taal. Hy sê God gebruik ons sodat mense oral vir Christus kan leer ken. Ek wil amper sê, mense gebruik ons sodat mense oral vir Christus kan ruik. Dan sê hy, wanneer ons die boodskap oor Christus spreek of leef, dan is dit soos mense iets ruik. Die boodskap ruik baie sleg vir mense wat verlore gaan. Dit ruik soos iets wat dood is. Julle weet hoe ruik 'n muis wat dood is. Dit maak jou eintlik bang. Ek weet nie, hou julle van muise? Ek weet nie hoekom dink ek nou daaroor nie, maar jy weet, 'n muis is 'n ander dingetjie. Hy is alright as hy so hardloop. Jy het half beheer oor hom, maar wie is 'n muis wat stink, wat jy weet hy's dood? Jy voel eintlik, jy voel nie lekker om hy ding, ek weet nie, hy maak my banger, hy maak my grillerig. Nie hoe hy gaan lyk as ek hom sien nie, maar daar's iets daarmee. Daar's iets wat jou afsit, iets wat jou verstoot. Hy sê, dis soos dit is. Maar die boodskap ruik baie lekker vir die ander mense, want God red hulle en die boodskap bring lewe. Ene, dis wat Jesus uit ons lewe wil hê. Dit bring lewe, dit gee lewe, dit bring liefde, dit bring gesindheid. Maar hy sê, ja, dis baie moeilik vir mense om God se boodskap te bring. Dis moeilik. Want ons is nie soos baie ander mense wat dit doen om geld te kry nie. Nee, wanneer ons spreek, dan is ons eerlik uit die hart uit. Want God het ons gestuur, ons weet dat hy ons altyd kan sien en ons behoort aan Christus. Ja, julle is ons brief. Mag Here hierdie gemeente seën. Elkeen van julle. Amen. Hemelse Vader, watter absolute voorreg dat U hierdie gemeente al voordat hy begin het, voordat hy by wyse van sê amper nog in die moederskoot gevorm is, het U hom al geken. En nou kan ons net sien hoe U mense by mekaar bring. Ons bid dat hierdie gemeente absoluut elkeen, leiers en leraars, maar ook elkeen van ons hier 'n aanbevelingsbrief sal wees, geskryf deur die Gees van God, vir ander om te lees. Here, ek bid U seën op elkeen. Bid U seën op elke bediening. Ek bid U seën op wat ons nog gaan sing vanmôre, wat ons nog gaan koffie drink en tee drink en saam eet of wat ook al. Ek bid hierdie seën op U vir die res van die dag, maar ek bid dit ook vir die week wat voorlê. Here, dat U sal maak deur die Gees dat ons hierdie boodskap nie net sal vergeet nie, maar sal weet ons word gelees waar ons gaan. Ek bid U seën op elkeen vanmôre. Ek bid U bloed oor elkeen se lewe. Dankie, dat ons hierdie groot geleentheid vanmôre kan vier, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou,
mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Geliefdes, ontvang vanmôre die Here se seën. Gaan leef daarmee en gee dit ook uit aan ander. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en met elkeen van julle bly. Amen.